Fanny, dankie vir jou tyd. Ek wil al lankal met jou 'n bietjie sit. Ons gesels elke week, maar ons moet 'n bietjie, ek wil so half 'n opsomming met jou bespreek. Ons weet natuurlik die back and claw is nie ou nuus nie. Ek wil sê is ou nuwe nuus. So ek het gedink ons kan net 'n bietjie stil staan oor, jy weet, wat is die stand van sake nou? Daar's duidelik 'n bietjie lig in die tonnel. En dan wat kom volgende? En dan tweede wil ek baie belangrik wil 'n bietjie die statutêre heffing, jy weet die geld wat nou, die 3 projekte wat aan die kom is vir die NPO wat natuurlik opwindend is. So yes, as ons kan wegspring met die back and flow seer, weet wat is die stand van sake en wat's volgende? Yes, Jacques, dankie vir die geleentheid. Dis heerlik om 'n bietjie op Nampo te wees. Baie lekker. Woensdag 2026 is baie besig, is baie mense. Maar ja, is 'n voorreg om dit te kan doen. As ons gou 'n bietjie terugkyk oor wat in die laaste paar maande gebeur het, dink ek ons as bedryf is regtig baie opgewonde. En eintlik meestals baie dankbaar. Want het 'n paar goeie goed gebeur. Die meeste van die land wat die suiwelbedryf aanbetref is klaar geënt die eerste ronde. Ons het nog so tussen 110 en 120.000 diere in die Weskaap, kan dalk 'n bietjie minder wees. Wat nie gedoen is nie, al die ander provinsies is klaar. Die Oos-Kaap is klaar, Natal is klaar, wat natuurlik die brandpunt was, en al die noordelike provinsies, die kleiner provinsies, Gauteng, Noordwes, Mpumalanga, Limpopo, alles, en dan Vrystaat natuurlik, hulle is almal klaar. Die Weskaap natuurlik was die minste van die probleme. Dis hoekom hulle laaste is. Ja, dis korrek. Die toekenning van die enstowwe was ook deurgaans minder na hulle kant toe gewees. En dit is maar die groot rede hoekom hulle nog nie klaar is nie. Ons het nou in die laaste paar weke gesien dat daar weer vars uitbrake is. Dit was lank stil, dit is amper 'n maand lank was dit stil in die Weskaap gewees. Maar daar het nou weer 'n paar goed gebeur daar. Maar steeds terug by die situasie in die res van die land is ons regtig bly en dankbaar dat ons kan wees waar ons is. Ons het vanoggend nogal regtig 'n baie opwindende sessie bygewoon hierso met Nasie in gesprek, waar Mr. John Steenhuisen ook natuurlik teenwoordig was, saam met 'n paar van my ICC vennote, Dewald Olivier, Johan Kotse, Kobus Bester en dan natuurlik van die ministeriële taakspan Dr. Dirk Verwoerd. En hulle het voor 'n regtige volsaal die situasie 'n bietjie uitgetrap en daar het wat interessante dinge uitgekom. Ons het ook kennis gekry dat hier van nou af 'n redelike klomp enstof gaan inkom en dat ons dalk in 'n kwessie van 4-5 weke van hier af dalk soveel as meer as 10 miljoen dosisse enstof in die land sal hê. Waar kom dit vandaan? Ja, en wat is in terme van ons eie produksie, ons onderste poort? Ons eie produksie, Dr. Lita van ARC was ook in die gehoor gewees en hy het so 'n bietjie terugvoer gegee van hulle kant af. Hulle produksie het 'n bietjie tot 'n halt gekom. Ons weet van die 12.700 of 800 wat 'n tyd terug daar geproduseer is. Dit was natuurlik 'n kombinasie enstof gewees tussen die SAT-virusse 1, 2 en 3. Maar hulle het daarna eintlik probeer om net 'n enkel virus in die SAT2 te vervaardig, net vir die SAT2. Maar dit het nie gewerk nie, want jy weet, ons sit met meer as net SAT2 in die land en dit is eintlik gevaarlik om dit te gebruik. So hulle gaan nou terug na weer produksie van SAT1, 2 en 3. Dan die ander enstof, dit wat ons invoer, kom maar natuurlik uit Argentinië en uit Turkye uit op die stadium. Die groot hoeveelhede kom uit Argentinië uit, Biogenesis Bigo, en dan uit Turkye uit is Dolwet. En ek weet die minister en is spandeskundiges was onlangs in Argentinië en in Brasilië gewees om bietjie te gaan eerstehands kennis maak met wat daar aangaan. Hulle het die fabrieke besoek en 'n bietjie met hulle gesels en daar is natuurlik 'n ooreenkoms op gesluit om dan nou 'n redelike dikstroom enstof in die land in te kry oor die volgende paar maande. Wat vir ons nodig is om by die target uit te kom om ten minste aan die einde van die jaar 80% van ons kudde 'n tweede keer te geënt het. Dis 'n mond vol, dis baie gesê om te dink ons gaan 80% van ons kudde inent. Vir ons as privaat sektor en vir as bedrywe dink ek dis heeltemal moontlik. Die uitdaging lê maar natuurlik by die kommunale diere en dit wat staatsveeartseny in Suid-Afrika moet vermag en moet doen.
Maar ons staan almal met oop hande om hulle te help en ons glo ons gaan dit regkry. So ons het aan die een kant nou, ek wil sê 'n staatsgedrewe oplossing en dan natuurlik nou is daar 'n paar manne wat nou self wil inent. Wat is die stand van sake daar? Wat is die voordeel daarin? Wat is ek wil sê is dit goed? Is dit gekompliseerd? Is dit onnodig? Ja, kyk, ek dink dit het in vanoggend se gesprek ook baie duidelik uitgekom dat die staat op sy eie gaan hierdie ding kan doen nie. En ons is redelik het redelik vertroue in die proses dat die minister regtig waar erns gemaak het daarvan om privaat sektor te betrek. As ons net kyk ons as produsenteorganisasie tot watter mate hulle ons gebruik het, jy weet waar ons nou kan sê wat ons bykans 1 miljoen diere geënt het. Natuurlik het hulle het vir ons voorkeur gegee in alle gevalle oor dat die virus natuurlik die suiwelbedryf so erg raak, het ons die voordeel gekry om eers te kon ent. En het maar hulle ook, het eintlik geluister van nie, nee. Ek dink dit klink vir my of dit die eerste was. Ja, hulle het werklik waar en ek moet sê ons laaste 200-300 000 doses enstof wat ons gekry het is direk aan ons as bedryf toegeken. Dit is nie eers provinsies toe, dis direk aan ons toegeken. So ons kon rapporteer waarheen ons dit sou vat en wat ons daarmee gaan doen. En ons het dit in Onderspoort self gaan haal en dit Natal toe gery en Oos-Kaap toe gery en waar ook al nodig was. So dit was 'n wen geweest, 'n groot wen en die eerste eintlik dat privaat sektor tot so 'n mate toe betrek is by hierdie hele veldtog teen Back and Claw. En dis vir ons wonderlik. Ons hoop en glo dat ander bedrywe eersdaags ook sal volg. Ons het gehoor dat die varke en die stoetbedryf ook privaat toekennings gekry het. En ons glo van hier af gaan dit bietjie makliker gaan. Ek dink 'n belangrike ding wat vanoggend ook uitgekom het is ons gaan dit wat ons nou moet doen, beter moet doen en ons gaan vir 24 maande moet doen voordat ons 'n wesenlike verskil gaan maak. So ek dink dit sluit nou ek wil nou sluit aan by die statutêre heffings en so aan en ek wil dit 'n bietjie uitpak, maar een van die goeters is ons het nou ek wil amper sê die simptoom van die probleem aangespreek. Yes. Hoe voorkom ons dat hierdie aanhou? Weet ek dis 'n pleister op 'n groot wond hier. Ja. Kyk, as verskillende benaderings en ek dink die mees algemene een is inenting. En jy kan inenting doen as jy genoeg enstof het. So dit was die groot probleem oor die laaste maande gewees, was die voorsiening van enstof en dat ons genoegsaam enstof in die land kon kry. En ek dink ons is daar, ons is op pad. Ons sien wat van die ministerie se kant af gedoen word. En ons moet sê in die laaste tyd, jy weet, daar word gehou by die beloftes. As daar gesê word daar kom 3 miljoen, dan gebeur dit. So die oomblik wat daar genoeg enstof is en ons kan van daai kant af kan ons die probleem aanpak. Dan gaan dit natuurlik punt nommer 1 wees. Daar is ander hoeke van die saak. Dis natuurlik nodig om alle bedrywe in te ent en alle diere. En dis ook nodig dat ander bedrywe op tafel toe kom en dieselfde doen en dat hulle ook die uitnodiging vir die privaat sektor aanvaar van die ministerie se kant af en laat hulle ook betrokke raak. En so wyse dink ek gaan ons hom wen. Dis 'n lang ding. Ons het nou teruggevoer gekry van ons kollegas wat saam met die minister Argentinië en Brasilië toe was. Dit het daai lande in plekke meer as 50 jaar gevat om hierdie ding te wen. En jy weet, ons is maar nou so 'n bietjie meer as 2 jaar met hom besig en ek dink ons het vrek baie vermag binne in hierdie laaste 2 jaar en veral in die laaste 6 maande het momentum geweldig toegeneem. So ek wil sê voorkoming is 'n 50 jaar proses, as ek dit amper so kan opsom, maar vir nou is dis hoe dit is. Ja, ek dink met die inligting tot ons beskikking van wat in Brasilië en in Argentinië gebeur het, hulle benadering wat hulle gevolg het, en as ons dit kan doen, al kan ons net 'n gedeelte daarvan doen, elke land is anders, elke ou se omstandighede is anders, maar as ons daai benaderings kan volg, gaan dit ons nie 50 jaar vat nie. Wat is ek wil sê, wat is best case? Ek dink ons kyk na 10 jaar op die stadium en wat vinnig is onder omstandighede. Dit is vinnig, maar ons gaan dinge moet reg doen en ons gaan dit konstant moet reg doen. En natuurlik, goed soos biosekuriteit aan die een kant moet ook verbeter. Daar is ook natuurlik die
die scenario van waar kom die siekte vandaan? Hy kom in die noorde van Natal uit, hy's endemies in die buffelkuddes daar en laat die ding tot 'n mate toe eintlik teruggedryf moet word soontoe. So dit is ook deel van die langtermynbeplanning. Wat ek dink nie ons op die stadium baie aandag aan gee nie, maar ek dink af en die pad gaan dit definitief nodig raak, laat ons dit ook moet doen. Is daai die primêre, ek wil sê, ingangspunt van die virus? Dit was oor die laaste 20 jaar was dit waar hy vandaan gekom het. En daardie zones is altyd beveilig gewees en dit was moontlik om die virus daar vas te druk, maar as gevolg ongelukkig van verslapping van regulasies en dinge wat gebeur het hy uitgekom. En sit ons nou met hom letterlik in elke uithoek van maar die voordeel, ek wil sê die voordeel daarvan is, ek wil sê die lig is nou, die spotlight is nou weer op daai area om dit te beveilig. Ja, ek dink daar's 'n klomp jy weet slegte goed uit die lug uitgevat en ons weet waar ons staan, ons weet wat ons te doen staan om by 'n punt uit te kom waar ons kan sê ons kan weer on top of van die ding kom. En ons moet saamwerk en dit gaan nou tyd vat en dit gaan hulpmiddels en natuurlik 'n groot deel van ons waardeketings in terme van alle fasette van landbou, nie net natuurlik uit die suiwelbedryf uit se kant nie, gaan ons almal moet betrokke wees en ek moet vir jou sê daar's 'n reuse bereidwilligheid van almal. Industrie se kant af, ook landboubesighede, ons banke, almal. Jy weet in ons geval het ons 'n paar van ons instansies genader om te vra ons het hulp nodig, ons het voertuie nodig en dit was 'n absolute eye-opener geweest om te sien hoe die ouens tafel toe gekom het en vir ons bygestaan het. Van landboubanke af na ander industrieë van ons melkkopers wat absoluut net kom help het. En het ons op die stadium eintlik al 3 voertuie wat vir ons help om die koue ketting ook te kan bewaar. Van waar ons die enstof gaan haal totdat hy op die plaas toegedien word. Ons sê dat jy het genoem ook vir die yskaste wat reggemaak is en alles wat die privaat sektor Dis reg. Die geld verdere punt, ja, ons is nog nie klaar daarmee nie. Ons is in 'n proses om 'n groot klomp geld te spandeer spesifiek in Natal by die laboratorium daar by Ellerton. Daar's 3 van hulle 4 yskaste wat nie werk nie en ons moet besef as ons nou groot hoeveelhede enstof inkry, gaan ons die hele kapasiteit in die land in terme van die koue ketting nodig hê. So dit gaan baie belangrik en nodig wees dat daai yskaste ook werk om natuurlik hierdie enstof se koue ketting te kan bewaar. En dis hoekom ons daar ook ingespring het en van ons handelsbanke het gehelp daar. En ons gaan binnekort daai natuurlik ook regmaak. Nou kom staan 'n bietjie stil by biosekuriteit. Ek bedoel, jy weet, jy het nou van die ware ketting. Ons praat nou van die trok met die 10 beeste wat die speedkop stop. Jy weet die veilingshuise. Jy weet hier's klomp rolspelers en hoe gaan daai ding? Wat sien jy wat daar nie gebeur is? Ek wil sê om daai dissipline 'n bietjie en vas te vat. Ja, ek dink dis definitief 'n langtermyn ding. Dis nie 'n ding om die Engelse term te gebruik om die mindset te verander van elke ou wat betrokke is binne in hierdie hele waardeketting. Jy weet ons kommunale gemeenskap het 'n ander uitkyk oor die ding met goeie rede. Dit is hoe hulle is en hoe hulle werk en wie hulle is. En hulle beskou dit anderster. Jy weet die waarde van 'n dier binne in hulle gemeenskappe lyk heeltemal anderster as wat in die kommersiële wêreld lyk. En dis nodig laat daar ook baie opvoeding gedoen word ook in daai wêreld en laat hulle ook biosekuriteit sal verstaan op die manier wat die res van die waardeketting dit verstaan. Ons het so baie om te leer nog. Jy weet, biosekuriteit is een ding om jou plaas te beveilig, om te kyk wat kom in, om te kyk wat gaan uit, laat die voertuie skoon is, laat jou drade heel is, laat daar nie rondloper vee is, en dis een faset. Ons sien elke dag nuwe dinge met hierdie vreeslike nat toestande. Dink ek is dit 'n gegewe nou, laat ons weet dat die virus, back and claw virus ook deur die lug kan versprei. So ons het dit gesien met die varke. Van die varkboere is definitief die beste wat biosekuriteit aanbetref in ons land en hulle het dit gekry. Hulle kon dit nie op 'n ander manier gekry het as dit nie deur die lug na hulle toe versprei is. Ja. So dit bring 'n verdere dimensie binne in biosekuriteit, jy weet, en hoe ons die hele situasie gaan hanteer.
en ons het nog baie om te leer daaroor en ons het nie antwoorde huidigelik vir dit nie. Maar stukkie vir stukkie sal ons daarby kom en ek dink dis hoekom die groot fokus dan nou ook eerder op inenting is. Want dit is iets wat ons huidigelik meer kan beheer en as ons dit kan doen en dit volledig in op 'n volhoubare groot basis doen, dan gaan dit ons eerste wapen wees. Is daar gevaar en dit klink nou ek wil amper sê ek wil nie soos 'n conspiracy theorist klink nie, maar as ons gaan kyk na enstowwe, die geld betrokke wat te maak is selfs daar in terme van die vervaardigers en so aan, is daar nie 'n risiko dat op 'n einde van die dag is dit net lekker, kom ons hou net aan inent vir die volgende 50 jaar en ons hoef nie te worry oor biosekuriteit nie, ons hoef nie want die dier het nou maar, jy weet hy kan versprei, maar hy's daarom ingeënt. Weet, wat is die gevaar van daai tipe, ek wil sê mindset en wat nie gaan verander? Ja, kyk ek dink die staat het homself bereidwillig verklaar om ten minste vir die eerste 2 jaar vir die enstof te betaal. Soos ons almal weet is back and claw verklaar as 'n nasionale siekte en dit is ook met die begrotingsrede het die president dit as 'n nasionale krisis verklaar en as gevolg daarvan glo ek het daar geld binne in tesourie beskikbaar geraak om natuurlik te help met hierdie. So hulle het hulle self bereid verklaar om ten minste vir die eerste 2 jaar te betaal vir die enstof. Ja. Ons het dan nou onlangs die publikasie van die seksie 10 skema gesien. Binne in die seksie 10 skema gaan dit natuurlik moontlik wees vir privaat individue om enstof te koop. Ja. So dit maak 'n nuwe veld oop en dit gaan natuurlik ook help daar waar jy voel, luister, ek wil op my tyd en op my manier ent en ek gaan my privaat veearts gebruik daarvoor. Dan kan jy aansoek doen om deel te neem in hierdie skema en jy sal toegelaat word. En in daai geval gaan jy betaal vir jou enstof. Ja. So ek dink soos wat ons vorentoe gaan en as ons veral deur die eerste 2 jaar is, behoort ons van daar af te sien laat enstowwe meer deur die private sektor die koste daarvan gedra gaan word en laat staat minder en minder betrokke gaan wees daarbey. So as ons die eerste groot veldbrande gestop het, dan het ek 'n idee, my gevoel is laat die staat 'n bietjie sal terugstaan en laat meerendeels van die goed deur seksie 10 hanteer sal word. Daar's natuurlik seksie 9 ook wat binnekort afgekondig sal word. Ons werk almal hard aan dit. Dit is die gedeelte wat natuurlik na die beheermaatreëls van die siekte kyk binne in die omstandighede. Waar seksie 10 eerder meer gaan oor die inenting, gaan seksie 9 meer oor die beheer. So jou kwarantainregulasies en daai en die hantering van dit word als daan en ek wil sê daai is eintlik waaroor dit gaan op die einde van die dag. Dis krities want dit jy weet as jy Engelse term kan gebruik, ons moet kan trade. Ons moet kan besigheid doen, ons moet kan verkoop. En seksie 9 gaan dit bepaal. Die huidige kwarantainregulasies is 12 maande. Jy weet of jy positief was en of jou buurman positief was as jy in kwarantyne geplaas is, sit jy daar vir 12 maande. Dis nie waar ons wil wees nie. Ja. Jy kan nie besigheid doen en jy gaan bankrot gaan. En daar's nuwe navorsing nou onlangs bekend gemaak wat baie belangrik is. En as dit in ag geneem gaan word, behoort ons kwarantainregulasies nie langer as 28 dae te wees nie. Okay. En ek dink ons kan almal uithou daarmee. Ja. Kwarantyne gaan steeds nodig wees. As jy met 'n hoogs aansteeklike nasionale siekte sit, 'n virus sit, dink ek is kwarantyne steeds nodig. So daar waar diere besmet is, moet hulle gekwarantyne word. Maar as ons die viruslading in die hele land kan afbring en die ding behoorlik bestuur en reguleer, dan behoort ons op 28 dae uit te kom. En ek soos ek voorheen gesê het, elke ou kan wag daarvoor. En ek dink ook weer die feit is ouens, ek wil sê die rekening moet optel van inenting. Dit daai uitgawe, daai incentive gaan dan wees om jou te gedra en op 'n nuwe manier te begin boer en dink om daai koste te verwyder. Want ek kan nie dink enige boer gaan gelukkig wees om vir die volgende 20 jaar net 'n cheque elke jaar te skryf vir 'n klomp enstof nie, omdat die prosedures nie in plek is nie. Ja, en ons glo ook aan die ander kant, as ons kan praat oor die koste van enstof, jy weet, daar's vanoggend ook verwys daarna, wanneer gaan ons, want jy weet, jy praat van versplete hoefdiere, so wanneer gaan ons kyk na skape en bokke en varke, en heiliglik word daar begin kyk na varke, maar skape en bokke nog glad nie. So, die oomblik wat skape en bokke bykom, gaan dit 'n ander ballgame word. Jy weet, dan
dan verdubbel amper die hoeveelheid enstof wat ons nodig het. So wat die koste implikasie daarvan gaan wees, dit kan erg raak. Ja. Maar as ons kom op 'n stadium dat ons werklik waar miljoene en miljoene dosisse per jaar gaan invoer en nodig het, en ons kan dalk selfs 'n derde en 'n vierde verskaffer opwys, dan dink ek gaan dit goedkoper word. En jy weet, as ons daar waar vir ons gesê is rondom 40-45 rand 'n dosis, dink ek nie dis te veel om te betaal om jou kudde te beskerm. Ja. Veral uit ons oogpunt uit waar ons weet wat die skade kan wees. Ja, ek wil sê dis 'n versekeringspremie. Absoluut. Kom ons praat 'n bietjie opwindende volgende, jy weet, die volgende 4,5 jaar vir die NPO, statutêre heffings en so aan. Gee ons 'n bietjie wat het daar gebeur en wat is die volgende stappe en waaroor is jy opgewonde? Ja. Jacques, die statutêre maatreël in suiwelbedryf loop al vir bykans 20 jaar. Die ding is op 'n sekere manier bedryf. Dit is vir die laaste klompie jare was die twee aansoekers gewees, was die NPO en SAMPRO. SAMPRO is natuurlik die verteenwoordiger van die sekondêre bedryf en waar die NPO die verteenwoordiger van die primêre bedryf was. So die twee ledeorganisasies het dan nou aansoek gedoen vir 'n statutêre maatreël om sekere funksies te vervul binne in die bedryf. Die funksies was basies gewees suiwelstandaarde, dit was transformasie, dit is navorsing en ontwikkeling, dit is research and development, dit is navorsing en ontwikkeling, consumer education, navorsing, verbruikersontwikkeling en het ons ook nou begin om 'n dieregesondheidsbeen by te sit. En die twee organisasies, die NPO en SAMPRO, is vir 'n geruime tyd al in gesprek rondom die ding waar die NPO voel hulle is 'n bietjie nagelaat binne in hierdie prosesse en dat hulle meer betrokke sou wou gewees het hierby. En het ons vennote binne in die wêreld genader en gevra dat ons die hele situasie moet heroorweeg. En as gevolg van 'n klompie dinge wat gebeur het en faktore wat plaasgevind het SAMPRO laas jaar op hulle eie aansoek gedoen vir die maatreël. Ons het natuurlik geen ander keuse gehad as om teen te staan nie. En genadiglik het die proses selfs binne in die teenstand daarvan redelik konstruktief verloop en kon ons die minister oortuig om vir ons die opsie te kan gee om te sê nee, kom ons doen die ding eerder saam. Kom ons gaan sit en ons praat daaroor en het dit uitgeloop in 'n mediasieproses wat ons in einde Februarie wat daar 'n mediator vir ons aangestel is en wat ons twee organisasies om 'n tafel gaan sit het in 'n bitter geordende wyse met 'n mediator hierdie ding uitgepraat het en het ons op die punt uitgekom waar die NPO dan nou in die toekoms 3 projekte sal bestuur en hanteer, naamlik die transformasieprojek, die nuwe dieregesondheidsprojek en dan navorsing en ontwikkeling. En dan verbruikersopvoeding gaan dan deur SAMPRO gedoen word en dan sal 2 projekte wat ons gaan deel, die van suiwelstandaarde en dan soos in Engels verwys na economies and markets, is natuurlik ons ekonomieprojek en wat ook na ons markte kyk. Ja. Daai 2 projekte sal gedeel word. So ons is baie opgewonde daaroor. Dit lei definitief 'n nuwe era in vir die NPO. Die projekte wat aan ons toegeken is, dink ek is projekte wat pas by ons. Dit pas in ons wêreld. Transformasie is tog iets wat jy op die grond doen en dit is waar ons werk en waar ons leef. En soos almal weet, transformasie beteken, jy weet, om voorheen benadeelde burgers in ons land natuurlik by te staan en te help om te kyk dat hulle ook op 'n manier op die ou ene binne 'n kommersiële stelsel opgeneem kan word. Wat 'n moeilike taak is. Dis nie maklik nie. Ons kan 'n dag praat net daaroor, maar ons pak hierdie goed baie positief aan. Ons gaan 'n paar aanstellings maak om onsself te rad en ons in 'n posisie te plaas om hierdie behoorlik te kan doen. En ons het vir ons vennote beloof dat ons ernstig is in dit en die hele stelsel is nou so opgestel dat hy baie deursigtig is en dat almal baie goed verteenwoordig is daarop. En ja, ons sien baie uit daarna. Ons is regtig in ons totaal in ons kinderskoene wat dit aanbetref, wat die navorsingsprojek aanbetref. Dit is 'n projek wat al lank loop en
ons het nie die baba met die badwater uitgegooi nie. Ons het gevra dat die bestaande strukture behou word en laat hulle ons bystaan om hierdie oorgangstydperk te kan deursien en laat ons dit sinvol sal kan doen en as daar van die projekte is wat in die verlede gedoen is en ons voel ons moet aangaan daarmee, dan wil ons dit doen, maar ons wil ook toegelaat word om te kan kyk na nuwe uitdagings binne in ons wêreld en genoeg aandag daaraan ook te kan gee. Natuurlik wat die dieregesondheid aanbetref is 'n nuwe projek as nuwe uitdagings. Back and Claw is natuurlik absoluut nuwe uitdaging. Dis nie al dieresiekte wat daar is nie. Ons het 'n groot uitdaging in brucellose ook en wil ons graag daarna kyk. En dank Vader, ons het 'n goeie klompie geld kon allokeer daarna toe en ons gaan 'n verskil maak. Ek is seker ons gaan 'n verskil in elke produsent in hierdie land se lewe kan maak rondom dit. En jy weet reeds in die posisie wat ons onsself geplaas het om op die stadium vir elke boer en 'n lid van ons te kan wys dat jou produsentorganisasie kan vir jou iets beteken. En ons kan dit nou net verder uitbrei en uitbou. Wat is daai, ek wil sê daai korttermyn voordele vir daai melkboer nou dat jy ook 'n bietjie hand op die stuur wil hê? Ja. Kyk as ons projek vir projek vat, transformasie is belangrik, dis iets wat gedoen moet word. Dit is iets wat van alle kante daar buite gesien word oor hoe spreek 'n bedryf die verlede aan, hoe spreek hy die toekoms aan, wat doen hy in terme daarvan om sy bedryf uit te brei en om ook nuwe toetreders toe te laat tot die bedryf. Dit is nie maklik nie. Ja. Ek kan jou vandag sê om 'n kommersiële boer te vestig vandag kan jou tot 150 miljoen rand kos. Ja. So enige transformasieprojek kan nie daai geld bekostig nie. Ons is nie naby dit nie. Maar ons weet ons het vennote wat ons kan nader, wat saam met ons hierdie pad gaan loop. So dis nodig dat ons dit doen. Binne in dieregesondheid is dit absoluut nodig. Laat ons kyk na dieregesondheid en laat ons dit aanspreek ter wille van ons lede en ter wille van ons proaktief, absoluut. En die inentingsveldtog, laat ons dit kan doen, dat ons dit volledig kan doen, dat dit ons oordentlik kan doen met hierdie voertuie wat geborg is. Ons gaan kundiges aanstel om ons almal by te staan en hierdie werk oordentlik te kan doen. So en dan natuurlik navorsing. Ons weet navorsing is heidaglik op 'n sekere manier gedoen. Ons het so 'n bietjie 'n nuwe inslag wat ons wil na kyk. Wat is die primêre doelwit van die navorsing? Wel, daar word baie min navorsing in landbou in Suid-Afrika gedoen en daar moet eintlik baie meer gedoen word, jy weet, maar dis sekerlik met goeie rede, moet 'n mens baie wyd kyk na navorsing. Daar's baie goed wat in die wêreld al gedoen is wat jy nou nie weer moet gaan herhaal nie. Ja. Van hierdie navorsing kan jy gaan koop van die rak af en jy kan die uitslae daarvan kry en jy kan dit toepas en jy kan aangaan. Maar daar gaan nuwe goed wees. Ja. Daar sal goed wees rondom dieregesondheid, rondom veidings, rondom dit wat op die plaas aangaan. Ons wil baie graag ook kyk na byvoorbeeld wat word van die boer se salaris of se melkcheque elke maand afgetrek en waarom word dit gedoen? So as daar penalisasies is, as dit vir bakterietelling is of as dit vir somatiese tellings is of vir een of ander iets, dan wil ons graag agter die kap van die byl kom om te sien wat is dit? Is daar iets wat ons kan gaan navors om vir hom 'n beter plek te kan kry? Jy weet, en daai probleme uit te sorteer. Ek wil sê meer geld in die bank op einde van die dag. Absoluut. Ja. En natuurlik ons sal graag ook jy weet soos van ons ander vennote en ander bedrywe beskou navorsing natuurlik baie anderster. Vir hulle is navorsing net een ding en is marknavorsing. Dis nie noodwendig net navorsing op jou diere en jou veidings nie. Maar jy moet ook kyk na jou mark. Hoe kan jy jou mark uitbrei? Hoe lyk jou verbruiker? En wat is die behoefte van jou verbruiker? En dis geleenthede wat vir ons bedryf oop lê. En jy weet ons het gesien dat ons bedryf groei, maar hy groei stadig en tot 'n redelike mate het hy vir 'n klomp jare gestagneer. Ons wil nie sien dat dit weer gebeur nie. So ons weet die ekonomie is moeilik, maar steeds binne die perke daarvan. Ons sit met 'n groot ryk proteïenbron. Ja. En ons moet hom grootendeels binne in ons land bemark. Ons moet kyk na uitvoer ook. Is altyd belangrik. Jy weet dit is 'n stabiliserende faktor binne in jou hele prysstruktuur. Maar dit is ook baie nodig om te kyk na uitbreiding binnelands en te sorg dat meer mense ons produk gebruik.
Een ding wat die NPO geprys word op hierdie stadium is juis hoe julle saamwerk met die melkboer. En daar's en ek wil dis nogal 'n ek wil sê nie uniek nie, maar julle is voorlopers wat dit aanbetref. Wat dink jy het gelei daartoe? Is dit nou krisistyd man? Dieselfde as hoe julle opgedaag het gedurende die krisistyd wat vir die ek weet van daai groot boere wat nou lede is as gevolg van hoe julle back and closure benader het. Wat dink jy is daai triek wat julle reg kry op hierdie stadium? Ja, Jacques, dis moeilik. Dis moeilik om miskien dit heeltemal uit te presies die messepunt op te kan sit en presies te kan sê wat dit is. Jy weet, my benadering vandat ek betrokke is by die organisasie is natuurlik net een ding en dit is om betrokke te wees by ons lede. Ek probeer van myself af my vinger werklik hou op die pols van dit wat in die land gebeur in die industrie en as ek 'n tweede en 'n derde oproep van 'n boer uit 'n streek uit kry, dan weet ek, dis tyd dat ek in my kar klim of op 'n vliegtuig klim en by daai mense uitkom. Dis baie hands-on wil ek sê. Hands-on en gaan presies hoor wat daar aangaan en ek dink dis een van die groot suksesse wat ons bereik het is ons lede sien ons as bereikbaar en toeganklik. En ons luister en ons spreek die probleem aan. En ons probeer oplossings vind. Jy weet, ons is 'n ledeorganisasie, 'n vrywillige ledeorganisasie op die stadium. En ek weet dat hier geen kommuniteitsorganisasie in Suid-Afrika verder is wat natuurlik enigstens die belang het wat ons het nie. Jy weet, meer as 85% van melkbore in Suid-Afrika op die stadium betaal vrywillig maandeliks 'n heffing na ons toe om die organisasie aan die gang te hou. So dit alleen sê vir jou baie. Ja. En ons is natuurlik hulle ewig dankbaar daarvoor vir die vertroue wat hulle in ons stel. En ons is regtig afhanklik van groot genade as dit daarby kom, want dit is werklik nie sommer net iets wat ou kan sê dis dit wat jy gedoen het of dit wat jy gedoen het nie. Dis 'n spanpoging. Dit kom definitief nie net van my af nie, maar ons dryf dit ernstig van bo af dat ledebetrokkenheid en verstaan en opdaag en daar wees die belangrikste faktore is om 'n diens te kan lewer binne in 'n ledeorganisasie. Wanneer spring julle weg met die statutêre maatreëls en so aan? Hoe lyk die volgende korttermynstappe? Die 1 Julie tree in werking. Die maatreël ons weet hy is ingehandig by die NMC, hy is deur hulle prosesse, hy is deur hulle council. Hy is gestuur na die minister se kantoor toe, so die volgende stap is dat die minister dit sal teken. Daarna sal dit afgekondig word in die Staatskoerant, wat ons glo binne in die volgende weke sal wees. Daar was geen teenstand gewees toe die proses afgekondig is nie. En het ons op die stadium al vir die meeste van die projekte al bestuurs portefeuilles neergelê en het ons persone in plek wat die bestuurskomitees sal bekleed. En sodra hulle werk begin en hulle aan die gang is, dan sal hulle besluit of hulle ook advieskomitees wil aanstel. En van daar af gaan die wiele begin rol. So ons sien baie uit daarna om die 1 Julie te begin. Ons is nou in 'n proses om 'n paar ekstra personeellede aan te stel wat vir ons gaan bystaan binne in hierdie proses. So dis alles baie opwindend. En ons weet ons moet nou presies wees, ons moet reg wees, ons moet die regte mense aan boord kry. En soos jy self weet, het ons onlangs 'n bosberaad gehad. Wat ons 'n klomp invloedryke mense binne in ons bedryf om 'n tafel gehad het vir 2 dae. Wat ons in diepte gesels het oor hierdie goed en wat ons ook vir ons boere gevra het wat wil julle hê en vir hulle gesê wat kan ons hulle bied. En dit was baie suksesvol. Ek self het baie tevrede daar uitgegaan met die aanbevelings wat daar uitgekom het en die kommentaar daaruit. En ons glo ons gaan dit kan doen. Jy weet, ons benadering is van die eerste oomblik af baie konstruktief. Al is ons deur 'n baie negatiewe tyd rondom die hele proses, het ons die hele tyd altyd vir onsself gesê, as jy dit nie konstruktief kan doen nie, dan doen jy dit. En ek dink ons is beloon daardeur om vandag op 'n plek te kan wees wat ons kan sê, ons kan daai konstruktiewe benadering nou voortbou in iets wat werklik waar suksesvol vir ons almal kan wees. Fanie, ek wil net sê wel gedaan.
En sterkte met die wegspring 1 Julie. Dit klink baie opwindend en ek sien uit om 'n bietjie weer met jou in te check op 'n stadium en kyk hoe hierdie ding vorentoe beweeg. Baie dankie Jacques, dankie ook vir die werk wat julle doen in die agtergrond, ons waardeer dit. Baie dankie vir jou tyd. Baie dankie.